Amen. Ons bid 'n oomblik, Jesus, ek dank U my Here, verlosser, koning, herder, Here van Shekinah, dat U deur die Heilige Gees hier is om ons vanaand te stig en te bou, om ons te bring by 'n plek waar ons in waaragtige geloof voor die aangesig sal kom in gebed en sal weet ons het kontak met die lewende God en wat ons nou doen is presies om in die teenwoordigheid van die Here ons gebed, ons smeking, ons danksegging voor die Here te lê, totdat U dit geantwoord het, en totdat die hemel oor ons oopskeur, en totdat alles verander wat in ons lewe verander moet word, sodat die wêreld vir ons min belangrik sal wees, en nie net belangrik sal wees, sodat ons alles sal hê wat ons begeer, volgens U wil, omdat U gesê het, soek eers die koninkryk, en al die ander dinge kom. Dank die Heilige Gees vir die teenwoordigheid. In Jesus naam geen gees van duisternis wat na hierdie plek toe gestuur is om die woord van God te roof uit harte word toegelaat nie. Ek bind elkeen in Jesus naam. Julle het hier geen plek hoegenaamd nie. Die bloed van Jesus is oor elke mens en die naam van Jesus is opgelig oor hierdie plek en elke knie buig voor Jesus en elke tong bely dat hy God is en hy alleen. Halleluja. En die volk van die Here sê amen. Julle reg vir kerk hou. Halleluja. Romeine 4 vers 17. Romeine 4 vers 17. Nou die hele hoofstuk is deurspek van, dit gaan oor geloof, maar ek wil vanaand praat oor die tema van vanaand se boodskap is, red jou geloof. Red jou geloof. Die sal nou hoor. Red jou geloof. Baie mense se geloof is aan die verdrinke. En party het al klaar verdrink. Red jou geloof. Vers 17, Romeine 4. Soos geskrywe is, ek het jou 'n vader van baie nasies gemaak, dis nou Abraham, voor die aangesig van God in wie hy geglo het, wat die dode lewend maak en die dinge wat nie bestaan nie roep asof hulle bestaan. En hy het teen hoop op hoop geglo, dat hy die vader sou word van baie volke volgens wat gesê was, so sal jou nageslag wees. En sonder om te verswak in die geloof, het hy, al was hy omtrent 100 jaar oud, nie gelet op sy eie liggaam, wat alreeds verstorwe was, en op die verstorwe toestand van die moederskoot van Sarah nie. Nou ek wil my net hier self onderbreek om te sê, Abraham sê die Bybel hier, hy was 100 jaar oud en sy liggaam was reeds verstorwe. Toe gaan Sarah dood, toe trou hy met Keturah. Toe het hy nog 5 kinders en hy word 175 jaar oud. Dis die God wat ons dien. Abraham het homself gesien as oud en afgeleef. Die Here het gesê, boetie, jy's halfpad. Jy nou vanaand dink is klaar met jou, tik op jou bors en sê, boetie, sissie, jy's nie halfpad nie. Sweet 16 and never been kissed. Ek wil maar net sê hoe Abraham gesien het. Plaas net nie 'n kierie gekry het, in 'n donker bril het Abraham sê, Sarahjie, dis tyd vir nes maak. En dit het gewerk. En hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee. Watter geloof het Abraham gehad, wat God vir hom gesê het? Abraham, vir jou gaan ek 'n vader maak van baie nasies. Hy het dit in sy hart gehad, dit in sy hart gelewe. Die Here het dit gemaak en ek wil vanaand vir jou vra, net hier aan die begin. Hoe sien jy jouself? Waar is jou pad? Is jou pad pensioen toe? Eendag sê ek hier vir die kerk, ek glo nie aan pensioen nie, het staan nie in die Bybel, is onbybels. Kom 'n ou agterna na my toe, hy sê, ek verskil van jou, ek glo aan pensioen, hy is al jare dood. Hy is pensioen in die hemel. Die Here se woord sê, ek het vir julle 'n toekoms berei, 'n mooi toekoms. Waarom praat ons anders as God se woord, omdat ons anders sien? Abraham het gesien wat die Here sê. Hy sê, Abraham, ek gaan jou 'n vader maak van baie nasies. So Abraham, jy gaan nie net jou seun sien nie, maar jy gaan sy nageslag sien. Daarvoor het jy so min of meer 75 jaar nodig. Abraham sê, I rest my case, dankie Here. Dan kyk hy die sterre en dan glo hy. Hy sê, en hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof en het aan God die eer gegee, en was ten volle oortuig,
dat hy ook die mag het om te doen wat hy beloof het. Dis geloof. Het jy vanaand geloof, as jy dan vanaand ten volle oortuig dat God die mag het om te doen wat hy vir jou beloof het? Wat het hy vir jou beloof? Lewe in oorvloed. Wat het hy vir jou beloof? Dat God se krag deur jou sal vloei soos elektrisiteit. Wat het die Here vir jou beloof? Dat die Heilige Gees binne in ons sal bly en dat daar by God geen ding onmoontlik is nie en dat daar by ons geen ding onmoontlik kan wees in die naam van Jesus nie. God het dit beloof en hy sê hy het nooit getwyfel dat God mag het om te doen wat hy beloof het nie. Vanaand moet jy 'n nuwe prent sien. Hierdie nuwe prent moet jou dra en dra en dra totdat alles gestalte kry vlak voor jou wat die Here vir jou beloof het deur profesie, deur sy woord oor al die jare. Halleluja. Die Here is net goed. Daarom is dit hom ook tot geregtigheid gereken. Wat? Dat hy geglo het God hom dit tot geregtigheid gereken. Maar dis nie alleen om sy ontwil geskrywe dat dit hom toegereken is nie, maar ook om ons ontwil aan wie dit toegereken sal word. Ons wat glo in hom wat Jesus, ons Here, uit die dood opgewek het. Hierdie is nie net geskryf vir Abraham, dit is geskryf vir ons. Ons wat glo dat Jesus uit die dood opgewek is, wat oorgelewer is ter wille van ons misdade en opgewek is ter wille van ons regverdigmaking. Ek sê ons praat vanaand oor red jou geloof. Die belangrikste element in 'n kind van die Here se lewe is hierdie een woord geloof. Ons is deur geloof gered. Ons was almal verlore ongelowig. Ek het groot geword, ek het van God geweet. Ek het met huisgodsdienst groot geword, ek het van hom gehoor. Ek het sy Bybel gelees en sy Bybelkennis eksamen geskryf. En ek het geglo hy is gekruisig, maar ek het hom net geken totdat ek hom ontmoet het. Toe kom daar geloof in my hart wat hom maak dat ek hom ken as God die Almagtige, as die sterke verlosser, as die vredevors. Leer hom ken as die God wat alles kan, alles wil en alles sal. En toe ek dit verstaan, het ek skielik geloof gekry wat my oorgebring het uit die dood in die lewe, wat my laat verklaar het ek is 'n kind van God sonder die geringste swem van twyfel. Hoekom? Omdat die Here so sê. Ek het hierdie geloof nie gehad voordat ek Jesus ontmoet het nie. Maar toe ek Jesus ontmoet, het ek hom in geloof aanvaar. Dit was nie nodig vir iemand om my te oortuig. Kom ek oortuig jou met my menslike verstand dat Jesus vir jou gesterf het nie. Ek sê ek het geen oortuiging nodig nie. Daai spesifieke nag het God na my toe gekom. Ek weet die Here leef en ek weet hy leef hier en ek weet hy leef vir ewig en ek weet hy mag oor alles. En hierdie geloof het die element in my lewe geword wat my staande hou in elke situasie. Hebreërs 10 vers 38 sê, die regverdige sal uit die geloof lewe. Die regverdige sal uit die geloof lewe. Kind van die Here, as die geloof in jou lewe dood gegaan het jy geen geestelike lewe nie, maar jy is besig met godsdienst en pligpleging en jy doen goed omdat jy voel jy behoort dit te doen, omdat jy 'n kind van die Here is, maar daar's geen krag in jou lewe nie, daar's geen geloof in jou hart nie, daar's geen krag in jou gebed nie, jy het nie 'n begeerte om te bid nie en goed misluk so in jou lewe en jy gee omstandighede die skuld in plaas daarvan om na die Here toe te gaan en sê, wat het geword van my geloof? In Markus 9 vers 2 staan, alle dinge is moontlik vir die wat glo. Kind van die Here, ek daag ons almal vanaand uit. Waarmee sukkel ons vanaand? Waarmee stry ons? Waarmee kan ons nie oorwinning kry nie? Wat is gedurig in ons pad na geluk? Wat is gedurig in ons pad na vrede, na oorwinning, na blydskap? Daar's iets wat in die pad staan. Die Here sê, vir die wat glo is alle dinge moontlik. So as die geloof in jou hart is, moet hierdie goed uit die pad gevee word deur die magtige Gees van die Here. Dit kan nie in jou lewe bly bestaan nie. Dit kan nie in my lewe bly bestaan nie, want vir die wat glo is alle dinge moontlik, sê die Here. Hy sê dit vir elkeen van ons. As jy kan glo
Dan vat hy dit 'n entjie verder. Hy sê as jy geloof het soos 'n mosterdsaad, julle ken 'n mosterdsaad, hy's piepklein, sal jy vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see en hy sal gaan. As jy geloof het, nou elke een, wat beteken dit as 'n mens geloof het? Wat is geloof? Ek dink as ek vanaand kan vra, gee my 'n paar definisies van geloof, gaan ek 'n hele paar kry. Kom ek sê gou, wat is geloof? Hebreërs 11 vers 1 sê, geloof is 'n vaste vertroue in die dinge wat ek hoop, dis 'n bewys van wat ek nie sien nie. Maar geloof in der waarheid is 'n wete dat hy, die persoon van God, van Jesus, kan en wil en sal. Hierdie geloof word gebore in my gees toe ek Jesus aangeneem het. Geloof is 'n vaste sekerheid dat ek die lewende God aanbid, dat hy na my luister, dat hy vir my die beste in gedagte het en dat hy niks van my sal terughou wat vir my goed is nie. Geloof is nie 'n abstrakte ding nie. Geloof is 'n lewende verwagting. Dis 'n lewende wete in my hart. God sal, God kan, God wil dit doen. So as ek vanaand sê, wat is geloof? Dan sê ek, is 'n vaste vertroue in 'n persoon. En hierdie persoon moet jy ken. Ek kan nie geloof hê in 'n onbekende nie, dis onmoontlik. Ek kan nie geloof vertrou hê in iemand wat ek nie persoonlik ken nie. Ek moet hom ken, ek moet hom leer ken en leer dat hy betroubaar is en waaragtig is. En so dat ek God leer ken en dis geloof. Nou, as ek hierdie geloof het, kan ek dit verloor? Jy kan dit verseker verloor. Hebreërs 10 vers 38 sê, die regverdige sal uit die geloof lewe. Uit hierdie lewende geloof in jou hart, sê die Bybel, sal die regverdige lewe. Is jy regverdig? As jy Jesus aangeneem het, is jy verseker regverdig. Jy is geregverdig deur die bloed van die lam, nie deur werke nie, uit genade. So ek sal uit die geloof lewe, sê hy. Maar nou sê die tweede deel van vers 38. Hy sê, en as hy hom onttrek, het my siel geen welbehae in hom nie. Hoor, ek wil dit weer sê. Hebreërs 10:38. Die regverdige sal uit die geloof lewe. Maar as hy hom onttrek, het my siel, sê die Here, geen welbehae in hom nie. Sien hoe ernstig is dit? Wat maak my vas aan God? My geloof. Wat maak my lewe? My geloof. Daarom sê hy, die regverdige sal uit die geloof lewe, en sonder geloof, sê Hebreërs 11 vers 6, is dit onmoontlik om God te behaag. Dis onmoontlik om God te behaag. Hoor, ek wil dit duidelik sê, dis onmoontlik om God te behaag sonder geloof. Sonder geloof, sê Jakobus, hy sê, word ek 'n dubbelhartige man. Hy sê, ek word soos 'n golf van die see, waardeur die wind heen en weer gesweep word. Hy sê, so 'n dubbelhartige man, moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Geloof is 'n vaste vertroue. Geloof is die substansie in my lewe waarmee ek na God toe gaan. En ek weet, ek buig voor die Here. Kom hoor Dinsdag aan hoe werk het. Ek buig voor die Here en ek weet, ek het 'n tweegesprek met God. En ek weet dis wat ek vir die Here sê. En ek weet dis wat hy antwoord. En ek weet dit wat hy gesê het, sal hy waaragtig doen. So seker as die Here leef, hy sal dit doen. Want hy is God en hy gaan nooit terug op sy woord nie. 1 Timoteus 1 vers 19 sê, 'n mens moet vashou aan jou geloof en aan 'n goeie gewete, sodat jou geloof nie skipbreek lei nie. Jy weet wat beteken skipbreek? Beteken my bootjie word deur die golwe heen en weer geslaan, hy loop op die rotse en jy het net 'n wrak, daar's nie meer 'n skip nie. Timoteus waarsku, hy sê, Paulus waarsku Timoteus, hy sê, pas op dat jou geloof nie skipbreek lei nie. Jou geloof kan skipbreek bly terwyl jy nog dink, ek is besig om die Here te dien, maar die geloof is weg. Die geloof het skipbreek gelei en dit begin by wanneer die gewete nie meer werk nie, dan lei die geloof skipbreek. 1 Timoteus 4 vers 1 sê, in die laaste dae, sê God, sal sommige van die geloof afvallig word en valse leringe van duiwels aanhang. Valse verleidende geeste van duiwels aanhang. Die wêreld is nou vol daarvan. Mense wat goed verkondig in stryd met die Bybel. Daar's mense wat goed verkondig in stryd met Christus.
Daar's mense wat die vreeslikste goed kwytraak. Hulle hang valse leringe van duiwels aan. Hulle val van die geloof af, soos 'n vrug van 'n boom. Hy's nog 'n appel, maar hy's nie meer aan die boom nie. Hy's waardeloos, is 'n kwessie van tyd, dan vrot hy. Sommige sal van die geloof afvallig, sê die Here. Nou hoe gebeur dit? Hoe gebeur dit dat 'n mens afvallig word of losraak van die geloof, of dat jou geloof skipbreek lê, of dat jy onttrek? Baie eenvoudig. Dit is baie eenvoudig. Ek sê altyd, alles gebeur nie so nie. Dit gebeur so sonder dat jy dit agterkom. Vanmôre het pastoor George gesê, om 'n kind van die Here te wees, 'n disipel van God te wees, beteken dat ek gedissiplineerde man en vrou is. En ek wil sommer, terwyl ek dit sê, almal vanaand uitdag wat kan sien om 2 ure per dag te bid, stuur my jou naam. En moenie vanaand vir my sê, jy het nie tyd nie. Ons het almal meer as 2 ure tyd. Ons het net nodig om iets anders af te skakel. Ons het net nodig om iets anders te vervang. Dan sal ons 2 ure hê en ons begin by 2 ure. En dit gaan nie oor tyd nie. Dit gaan om in die dieptes van God in te kom. Dit gaan om 'n plek te kom waar die gees van die Here oor jou kom en jou hele wese verander en die geloof in jou hart opstuur soos 'n vulkaan. 'n Onwrikbare geloof wat niks ooit kan verander nie. Dis tyd, sê die Here, dat ons by 'n plek kom, dat ons ernstig sal raak met God en nie die tyd verwyl met die twak van hierdie wêreld wat ons lewensskade aandoen en wat God onteer nie. Die Here sê dis tyd. Ek soek mense wat bereid is om die tyd uit te koop. Ek soek mense. Ek lees iets oor Charles Finney, groot evangelis van die vorige eeu. Hy ry deur 'n dorp in New York, in die staat New York in Amerika, en die mense begin in die kroeg van hulle stoele afval en ween, hulle roep uit na God. Hulle het nie geweet wat hierdie man doen nie, het nooit daaroor gepraat nie. Toe spioneer hulle op om te sien, hy bring ure in gebed deur, ure in gebed, totdat die gees van die Here jou deurweek en deurweek en deurweek. Kind van God, dis waar jy moet kom. Die gees van die Here moet jou deurweek, sodat wanneer daar reaksie kom van jou kant, moet dit nie jy wees nie, maar die gees van die Here wat vorentoe staan en sê, ek sal namens jou antwoord. Vanmôre het ons gehoor, ons eie ek neem oor, ons eie wil neem oor. Dis presies wat gebeur. Dis hoe ons in ons geloof veragter. Romeine 12 vers 2 sê, vers 1 sê, word nie weer aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Ons kom uit die wêreld waar ons eie planne gemaak het, ons eie stories opgemaak het, en ons was baie slim en ons het ons gesonde verstand gebruik en dan het ons gesê, o Here seën ons. Dit was so ver buite God se wil, soos die ooste van die weste. En daarna was ons kwaad vir die Here en sê, ek het u so gevra, iets vir my niks gedoen nie. Die Here sê, jy was so ver buite my wil, as ek dit vir jou gegee het, het jy jouself verongeluk. Die Here het 'n beter plan met ons as wat ons met onsself het. Maar omdat ons rukkie nadat ons, partymal langer, partymal gouer, hierdie intensiteit van ons verhouding met God verloor, word ons weer soos die wêreld. En wat maak die wêreld? Hulle maak hulle eie plannetjies. Hulle bedink met hulle gesonde verstand, hulle eie ou plannetjies en sê, ag, die Here sal my help. Ek het so 'n goeie plan gekry, as die Here my tog net sal help. In die week, vroeg in die week, ry ek. En die Here sê vir my, waarom wil jy op jou verstand staat maak? Ek het jou verstand gemaak. Wil jy nie liewer op my staat maak nie? Wil jy nie liewer op die maker staat maak, as op die maaksel nie? Dit was vir my skielik en onverwacht en interessant. En ek het dit bedink, en ek sê, Here, dis nou 'n nuwe een. Ons het mos gesonde verstand gekry. Ons kan mos dinge bedink, soos mos nie dom nie. En die Here sê vir my, wat van Spreuke 3, vers 5 en 6? Hy sê, steun nie op jou eie insig nie. Hy sê, ken hom en al jou weë, hy sê jou baie gelyk maak. Hy sê, steun nie op jou eie insig nie. Ek het my baie verwonder. Vertrou op die Here met jou hele hart, vers 5. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie verstand nie. Ons verstand dink net 'n sentimeter vooruit. Hy sê, steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak.
Wees nie wys in jou eie oë nie, vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en 'n verkwikking vir jou gewete. Die Here sê, wat van? Steun nie op jou eie insig nie. Ken my in al jou weë. Ek sê, Here, ek stem saam. Ek gee bes, ek het dit nog nooit bedink nie. 'n Paar dae later kom my skoondogter, sê sy vir my pa, ek ry vanmôre werk toe. Skielik begin my kar huk en stuk en allerhande goed. Sy sê, ek ry daar by die handelaar in, hulle sê, sit hier, ons kyk gou. Hulle kom 'n rukkie later terug, hulle sê, o, dis 'n sensor wat die brandstof toevoer beheer, dis maklik, dit sal soveel duisend kos. Hier's die menslike reaksie. Here, sjoe, dis die. Wat maak ons nou? Is daar nie 'n goedkoper opsie nie? Vir wie kan ons bel? Hoe kan ons probeer? Maar gelukkig is hulle altyd baie besig, hulle het nie tyd nie. En ek dink, donderdagmôre, vroeg bel hy my, woensdag, ek weet nie. Baie opgewonde, hy sê, pa, ek wil baie iets vertel. Hy sê, ek het niks aan die kar gedoen nie, ek het oor hom gaan bid. Hy sê, en vanmôre toe ek inklim, toe's die liggie dood, wat sê, die sensor werk nie, en die kar my keer niks, en my keer tot videoonde. Prys die Here. Word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. Dit klink mos snaaks, kan God 'n kar regmaak? O, ja, maar ons het dan gesonde verstand, jy weet, daar slimme ken niks op. Daar is 'n slimmer God. Die Here sê, ken my in al jou weë. In plaas van dokter toe gaan praat met dokter Jesus. Dat hy eers vir jou sê, wat moet jy doen? Die gewone dokter kan vir jou sê, haal jou gal en tong uit. Daarna kan jy nie praat nie, en jy is bitter en jy is nog siek. En 'n grapie. Praat met dokter Jesus. Voordat jy bankbestuurder toe gaan na bankbestuurder Jesus toe. Hy het vir jou 'n antwoord. En dit begin gewoonlik by 'n belydenis. Here, ek is in hierdie moeilik omdat ek nie geluister het wat U sê nie. Ek het my gesonde verstand gebruik. Vergewe my, ek het afgewyk van U weë wat gesê het, ken my in al jou weë. Hy sê jou baie gelyk maak. Ek het jare terug 'n man geken. Was nog ongered, of ek het hom nie geken nie, ek het geweet wie hy is. Hulle het my die storie vertel, 'n pastoor Newton van Vryburg. En daai jare het die pastore ook van hierdie saladers gekry, Kim kan nie op hom leef nie. En sê, julle ken mos die storie, ek het hom al vertel. Kim kan nie op hom leef nie. En sy kar se radkas breek. En hy sê, en hy dit daai kar gaan trek hier die aand in die motorreis en hy gaan bid. Hy sê, Here, ek doen U werk met hierdie kar. Ek het nie geld om reg te maak nie. As U hom nie reg maak nie, dan bly jy net hier en ek op. Volgende môre toe skakel hy kar aan, toe moet keer hy niks. God is ook in die mechaniek besigheid. Jy moet vanaand glo. Jy moet vanaand glo dat God alles kan, maar nie net alles kan nie, alles wil en alles sal. Sonder dit is dit nie geloof nie, sonder dit is dit 'n halfwas geloof wat jou nêrens bring nie. Nou, ons menslike oog sien op 'n manier wat God nie behaag nie. Met ons verstand sien ons die probleem, ons sien die moeilikheid en ons hoor die stem van die dokter en ons kyk die bankstaat wat in rooi gedruk is en ons vergeet hulle swart ink het opgeraak en ons begin goed kyk en ons begin goed sê en ons begin sê dit kan nie, ek weet nie, ek het nie, ek is ongeneeslik, ek is arm, ek sukkel maar, ek is maar ellende, ek is maar en net wat ek sien in my verstand, dit is presies die prent van my ongeloof en hierdie ongeloof is die ding wat ek glo en dis die ding wat ek sê en wat ek sê word waar want Spreuke 18:21 sê dood is in die mag van my tong. So ek wandel in ongeloof, my geloof is lankal onder die golwe in plaas daarvan dat ek in geloof staan en geloof bid en God in geloof soek, wandel ek in ongeloof en ek vra die Here met my ongeloof seën. Hy sê daar's nie 'n manier nie. Dis onmoontlik. 'n Probleem, sê die Here vir my, is net 'n probleem wat jy kan sien. Wanneer dit nie meer bestaan nie, is dit nie meer 'n probleem nie. So, wanneer ek die kwaai hond voor my sien, is hy 'n probleem, as hy weghardloop, dit is nie meer 'n probleem nie. Nou sê die Here, die probleem wat jy met jou natuurlike oë sien, onthou, word nie weer soos die wêreld nie. Die probleem wat jy met jou natuurlike oë en jou natuurlike verstand kan bedink, dis die probleem wat bestaan. Jy sien nou met jou oë,
Jy verstaan hom met jou verstand, jy bewerk hom met jou kop, en jy bewerk hom in jou twyfel, en hy word groter, en hy kry kleintjies, en hy word meer, en hy word meer. Maar die Here sê, wanneer jy in die gees begin sien, verdwyn dit wat jy met jou natuurlike oë sien. Dit verdwyn eenvoudig, want dis waar geloof inkom. Geloof beteken, ek sien die onsienlike. Geloof beteken, dis 'n vaste vertroue in die dinge wat ek hoop, 'n bewys van wat ek nie sien nie. Ek sien wat my oë nie kan sien nie. Ek sien die antwoord, ek sien die oplossing, maar dit stop nie daar nie. Ek bid die antwoord, en ek bid wat ek sien. Want dan kom ek nie in ongeloof nie. My geloof groei, en groei, en groei, en word 'n boom, en word 'n boom, en word 'n boom, en dit word groter en groter. Wil jou voorbeeld gee. By geleentheid vertel Dr. Jonkie Chou, kom 'n man by hom en hy sê, my bakhuis is leeg, daar's nie mense nie, daar's nie geld nie, daar's niks. Dink dit bekend? Dink vir baie bekend. Daar gaan niks aan nie, my ou besigheid staan 'n wankel. Hy het nou seker gewag dat Dr. Jonkie Chou die duiwel uit hom moet uitdryf. Hierdie duiwel wat hom so besteel, hy sê, broer, nou gaan jy terug na jou bakhuis. En jy gaan staan in jou bakhuis en jy begin God prys vir wat jy sien. Hy sê, en jy sien rye mense staan en wag om gehelp te word. Hy sê, jy staan agter die til waar nie geld in is nie, en jy tel daai geld, duisende dollar. Hy sê, en jy is al wat jy doen, en dan kom jy terug en kom vertel jy my. Hy sê, en 'n paar maande later, toe bring hy vir hom 'n vet 10de check. Hy sê, my bakhuis is vol mense. Sy natuurlike reaksie was, dis klaar met my. Die mense is weg, ek moet maar die ou besigheidjie toemaak, en die laaste paar brode weggee, en verklaar, ek is 'n mislukking, ek is 'n elendeling, en ek weet nie wat is alles verkeerd nie, maar die Here het my gedrop, en is nou klaar met my. Maar toe hy in die geloof begin sien wat God sê, toe kom sy geloof tot stand. Die Here sê vanaand vir jou, as jou besigheid lyk of hy dit nie maak nie, sien jou besigheid floreer. As dit lyk asof jou huwelik nie dit maak nie, sien jou huwelik blom en floreer. As jy sien jou finansies trek swaar, sien hoe dat die geld tiet hoor in die nag, hoe kom hulle in jou rekening. God het mag om hulle uit die hemel te laat reën. God het mag oor alle dinge, maar God reageer net op geloof en niks anders. Hoe sal jy jou geloof terugkry? Steeds sê die Here. Die Here het my baie gedeel oor hy sê, as jy jou geloof nie herstel nie, skryf u kapot oor jou lewe. Jy sal probeer so hard soos jy wil, jy sal grys word, jy sal gedaan word, en jy sal 'n mislukking bly, omdat jy buite geloof staan. God werk net met geloof, niks anders nie. Die woord sê, die regverdige sal uit die geloof lewe, en as hy hom onttrek, het my siel geen welbehae aan hom nie. Dink daaraan, ek kom voor die Here, maar sy siel het geen welbehae in my nie, omdat ek nie in hom glo nie. Dink net, die Bybel sê, Jakobus sê, hy wat 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Romeine 12 vers 1 sê, word nie weer soos die wêreld nie. Hy wat soos die wêreld word, is 'n vyand van God. God is 'n gees, en hy laat nie toe dat ons besoedelde, besmette vlees tussenin kom en verwag dat die God van die hemel, die allerheiligste, sy hand moet uitsteek en my help in my vlees, terwyl my gees nie bereid is om in geloof voor hom te kom nie. Is dit nie maklik nie? Is vreeslik eenvoudig. Ons het almal skade gelei en ellende gelei, omdat ons nie geloof gehad het. Eenvoudig, omdat ons nie geloof gehad het nie. Ek het dit al vertel, ek wil dit vertel, dit werk selfs vir 'n ongelowige. Wat jy sien sal gebeur, want daar kom geloof in jou hart. Ek was so nat neus, ek was 17 jaar oud. Toe word ek 'n polisieman. Ek het elke dag voor die spieël gaan staan. Ek het nie geweet waar die boonste ouens is nie. En ons het maar af van die arm platteland afgekom, ons het gaan niks geweet nie. Maar ek het 'n brosjure eendag gekry. Daar het ek 'n prent gesien van 'n ou daar bo, hy het pips gehad, baie. Hulle het hom 'n kommissaris noem en toe sê ek, daai wil ek wees. Maar ek het nie geweet wat dit behels nie, maar ek het net sê, arm man se kind gaan ek nie bly nie. Pap en aardappels en swart koffie, daai gaan nie my deel nie. Daai, nee, daar is 'n beter lewe vir my. Elke môre het ek Oefanie se pet opgesit, ek self het nog nie een gehad nie. Dan het ek in die spieël gaan staan so. Op ander verstand sê ek Andries Marussie met die kommissaris.
Ek het dit belei en belei en belei en belei en belei. 30 jaar het omgegaan, toe word ek eendag geroep en gesê, jy is vandag ene. Dit het tot die letter uitgekom. Wat het jy oor die jare geproklameer, wat jy opgehou het om iets te sê, sal nie gebeur nie. God sê, dit sal gebeur, kry net jou geloof weer aan die gang. Abraham het 'n belofte gehad, voordat Isak nog naby was. Ismael was nog nie eens daar nie. Maar Abraham het God geglo, en hy het na die sterre opgekyk, en hy het God geglo, ten spyte van, en God het sy woord waargemaak. Waar het jy jou geloof prysgegee, wil ek jou vanaand vra? Waar het jy jou geloof laat skipbreek lê? Waar het jy, toe jy teruggegaan het, en ek teruggegaan het, en weer aan die wêreld gelykvormig geword het, weer begin reken het op my eie verstand. Ja, ek is agter mekaar hoe ek kan dink. Jy dink, ek dink. Ons kan nie dink nie. Ons dink so ver as ons neuse lank is. God weet alles. Die Here sê vir my, wil hê julle moet uit julle ongeloof uitkom. En hoe gaan ons dit kom? Lekker vroeg, ons gaan sommer nou klaar wees. Die Here sê vir my, hoe red ek my geloof? Dis hoekom ek dit noem, red jou geloof. Die Bybel sê julle moet jou opbou in julle allerheiligste geloof. Ek wil weer sê, kind van die Here, ek het 'n verantwoordelikheid voor God. Wat pastoor George vanmôre sê, is absoluut waar. Ek is nie gered. En nou gaan sit ek my voetjies in 'n kruis en ek sê, ek wag nou vir die hemel. Ek is nie gered om hemel toe te gaan nie, ja, verseker gaan ek. Julle gaan almal, die wat wil. Maar, ons is nie gered om te wag nie, ons is gered om aktief te wees. Ons is gered om die duiwelse vestings terug neer te werp. Ons is gered om op te staan, om die manier van Jezus ons koning te swaai, en te sê ons is meer as oorwinnaar. Ons is gered om in die geloof te wandel, en niks sal voor ons stand hou nie. Niks kan voor 'n kind van God stand hou, wat in geloof wandel nie. Nou, gaan nou vir julle mooi vertel. Wat doen ek? As ek nou vanaand hier sit en ek sê, my geloof het ergens verlore geraak. Ek huil allang by die Here oor 'n sekere ding, help my, wat gebeur het. Maar ek glo dan kan nie meer, onwrikbare my hart, dat God my gaan help. Ek is nie meer seker, ag, die Here hoor seker nie vir my. Ek het seker ergens iets gedoen, die Here hoor, nou ja. Maar môreoggend sê maar weer daar, en ek huil oor dieselfde ding, maar daar is nie so greintjie geloof in my hart. Want my kop sê, jy bid vir nie, dit sal nie gebeur. Hoe kry ek hierdie geloof terug? Hoe herstel ek 'n lewende geloof in God? En ek wil vir jou sê, as jy vanaand hoor wat ek nou vir jou sê, en jy gaan dit doen, kan hierdie week wat voor lê, jou hele lewe radikaal verander, en hierdie week kan jy bid soos jy nog nooit gebid het nie, en hierdie week kan die deurbrake, of die uitbrake, of die watse brake, ook al kom, wat die Here vir jou in gedagte het, come on kerk, soos, julle moet hierdie woord verskoon. Ek en my kollegas altyd vir mekaar sê, hey, ons het daarvan gehou om smart te wees. Ons altyd vir mekaar sê, hey, ons is nie vlendergat nie. Ek wil vanaand vir julle sê, kinders van die Here, ons is nie vlendergat nie. Dit beteken ons is nie ongedissiplineerd slossers soos die ou mense gesê het. Ons is nie mense wat maar meegesleep word deur die werk van die duiwel nie. Ons is gedissiplineerd. Ons is krygsmanne en vroue van God. Ons weet om gedissiplineerd te wees. Ons weet om op te staan in die nag as die Here sê gaan bid. Ons weet om die woord te lees, om God te glo. Ons weet om teen die duiwel op te staan. Die Here het ons daarvoor geroep. Ons is anders as die wêreld. Moenie weer soos die wêreld word. Moenie weer soos die wêreld word nie. Word soos 'n man en 'n vrou van God. Hoe kry ek my geloof terug? Hoe red ek my geloof? 'n Mens begin altyd by een plek in jou hele lewe. Altyd in een plek. Jy gaan na die Here toe, en ons gaan dit sommer vanaand hier begin doen. Jy sê vir die Here, ek het my geloof verloor. Nie verskonings, Here, jy weet ek glo nou nie elke dag meer so onwrikbaar nie. En ek is ook nie. Nee, ek kom in eenvoud en eerlikheid voor God. Ek sê ek het my geloof verloor. Ek glo nie meer waaragtig nie. Here, vergewe my. Vergewe my ongeloof, my eie sinnigheid, my arrogansie, dat ek gedink het, ek het die vermoë om self reg te doen. Here, vergewe my arrogansie. Dit is niks anders as arrogansie, om voor God te dink, dat ek die vermoë het om self reg te kom, en ek kan nie. Niemand kan nie. So ek begin dit te sê, Here, ek is jammer.
Ek is jammer, ek het dit nie bedink nie, vergewe my ongeloof. Die tweede ding, en dan wil ek dat ek net hier byvoeg. Die Here het my iets geleer. Wanneer iets my kwel, dan gaan ek na die Here toe. Ek pleit by hom, ek soebat by hom, ek huil by hom, ek nek by hom tot die las van my af. Help jy ja, Here, vergewe my ongeloof na, vat jy weer jou bonnetjie ongeloof na, gaan jy weer die kerk. Jy moet weet, ek het hom neergesit. Ek het geglo, die Bybel sê, gaan nie jou binnekamer sluit jou deur, bid tot jou Vader is nie verborgen. Here, hierdie ding druk op my, soos 'n las. Here, ek pleit by U, haal dit van my af. Verwyder dit van my, breek dit van my af. Here, net wat U wil, ek smeek U in Jesus naam. Haal dit van my af, haal dit van my af. En die Here haal dit van jou af. En 'n las soos 'n berg van jou af. En jou voete is soos die van 'n rippel. Jy kan nie sê, Here, vergewe my, maar jy loop nog af. Heerlik is dit al hier. Nee, Here, ek moet seker wees, ek het hierdie las geloof. Jy kan maar 'n werk daarvan maak om voor God te pleit. Gaan lees die Psalm. Jy kan maar 'n werk daarvan maak om jou benoudheid tot die Here te roep en sê, Here my God, help my uit hierdie benoudheid. Ek het dit male honderdtal gedoen en nooit het die Here my een keer gedrop. Nie een keer nie. Nie een keer as ek daar klaar gebid het, weet ek is los, ek is vry. Kom, soek die Here terwyl hy te vind is. Begin bo natuurlik sien. Kom, ek gaan julle 'n prentjie gee. Weer. Elke een weet vanaand hier, wat lê bo op in sy hart? Wat is die ding wat jou, ek wil amper sê, as jy nou 'n glas vol water, iemand stamp aan jou, wat sal bo uitval? Dis die issue in jou lewe op die oomblik. Dis miskien geld, dis miskien 'n huwelik, dis miskien depressie, dis miskien 'n besigheid, dis miskien wat ook al. Maar dis die ding wat heel bo is. As jy 'n stamp gee in daai glas, dan val hy uit, maar daar is nie nog 'n plek. Nou, wat is die antwoord op hierdie ding? Kom ons vat nou maar 'n ding wat algemeen is. Kom ons sê vanaand, jou probleem is jy worstel met jou huwelik. Nou het jy die Here al baie gevra. Jy het al wat dit duiwel is al bygekom. Maar nou gaan jy, wag, miskien moet ek eers die prent so maak. Ek sê dit Dinsdae aand. As Jesus hier sit vanaand, die verloor. En hy sê, Maria, kom hier. Hoe sal sy na hom toe gaan? Of stap en sê, Jesus, hier's ek. Kom 'n nederige eenvoud na God toe. Nou, vat hierdie selfde beeld in jou. Jesus, deur die Heilige Gees, woon reg in jou. Stap uit die natuurlike in die bonatuurlike, in die grenslose ewigheid waar jy en God alleen is. Nou is jy in staat om buite jou kop in die Gees te sien. En wat sien jy? Jy sien die vrou word al jonger. En sy word nou so lovey-dovey, kan nie so na klaar kom. Die kos word al lekkerder. Sy brand nie meer die koffiewater. Ek sien net geluk. Ek kan nie wag om haar te sien nie. En ek begin dit bid. Here my God, dis in geloof wat ek U vra. Here, maak hierdie prent duideliker en duideliker. Nou staan jy vir jou knie af op en jy kom maar by liefie. Jy het nog 'n plan gehad om 'n paar goed te sê. As jy daar kom val jy haar om die nek, jy sê jy's die oulikste ding wat daar doen. Hoe kom ek sonder jou klaar? Ek vanaand by die huis kom, sien gebraaide skaapbout met mes en vurk wag vir my. Ek sê, Lammy, wat nou? Sy sê, ek so lief is vir jou. Ek sê, en gisterand? Sy sê, maar gister moes dood. Ek sê, lyk ook nie dood nie. Hallo. Jy sien, jy moet die prent maak. Jy moet die prent maak waarvoor jy God begin dank. God weet van jou ongeluk. Hy weet van jou stryd in jou huis. Maar hy wil nie van jou stryd hoor nie, hy wil van die antwoord hoor wat hy klaar het, maar hy wil hoor die begeerte van jou hart. En ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer. En ek sien hoe God herstel, en ek sien hoe dat die Here reg maak wat anders dink wat nie reg gemaak kan word nie. Hy smel die man se hart, hy smel die vrou se hart, hulle kyk met ander oë, en so maak God, en skielik is alles reg. Wanneer jy geloof in jou hart kry, jy begin geloof bid, dink aan jou besigheid,
Dink aan wat ek nou vertel het van Jonkie Chou. Kry 'n beeld in jou kop, in jou gees, nie in jou kop nie, in jou gees, van hoe jou besigheid floreer. Sien hoe dat die mense kom, sien hoe dat die geld inkom, sien hoe dat die werk binnestroom, hoe jy mense in diens neem. Skets hierdie prent voor God, dis wat hy begeer om vir jou te gee. Nie om oor en oor te hoor, wanneer sal hy my nou help nie. Hy sê, ek wag vir jou om vir my te sê, wat wil jy doen? Laat jou droom wees jou geloof, wat jy voor God lê, hy sal dit tot die letter toe uitvoer. Tot die letter toe uitvoer. Dit help nie. As ons geloof wil herstel, moet ons geloof herstel tot die vlak, waar ons in ons gees sien hoe goed werk, en nie wat ons verstand vir ons en die geloof, sy vaste vertroue in die dinge wat ek nie sien nie, in die dinge wat ek hoop, wat ek nie sien nie. Dis 'n bewys van wat ek nie sien nie. My verstand kan dit nie sien nie. My denke, my natuurlike denke, vertel my al die slegte goed, gebaseer op die slegte rekord van die wêreld. Maar my gees, vertel my 'n ander storie. My gees sien die verlosser voor wie ek buig. Het mag om so te maak aan Profesie. Hierdie verlosser het die mag om 'n slawevolk in een nag 'n skatryk vrye volk uit Egipte te laat gaan. Hierdie verlosser vir wie ek kniel, my lewe is soos 'n muggie in sy oë, en tog het hy in my kom woon omdat dit hom behaag het. Ek het die vertroue om na hom toe te gaan in die geloof te sê, ek dank u dat u my help. Ek waardeer dit so dat u my help. Begin gedisciplineerd word en beoefen dit om alles met God te bespreek. Tot in die geringste. Praat met God, neem niks as vanselfsprekend aan. Begin in die môre jou dag om met God te praat en te sê, Here, waarvan ek weet, sien ek vandag mense, ek moet vandag tandarts toe gaan, ek moet vandag dit doen, ek moet vandag dit, dis waarvan ek weet, dis op my program. Maar nou vra ek die Heilige Gees, u kan enige tyd inmeng en doen net wat u wil. Ek is in u hand. Ek vertrou u leiding en oral en alles waarin ek gaan. En jy sal agterkom hoe dat die Gees van die Here so met jou begin praat, terwyl jy net soms so ry. So loop sê die Here, nee. So, dankie Here, is reg, maak so. Jy is jou verbaas dat hy met jou so in detail begin deel, dat hy baie keer vir jou sê, trek hy rot vir 'n bepaalde doel. Hoor, hier kom aan mens. God wil ons lewe, ons hele lewe, wil hy hê, moet in sy hand wees, op so 'n wyse, dat ons alles aan hom oorlaat. Ons eie wil, dit het ons vanmôre gehoor, ons eie wil, ek wil vir jou lees wat sê Psalm 32 vers 8. Ek skryf dit nou soos dit saamgevoeg is deur die verskillende vertalings. Oorspronklik staan daar, ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee, my oog sal op jou wees. Dink jy God se oog is nie op ons nie? Nou julle, ek het nou die dag gesê, 1 Kronieke 17, toe Dawid sê, vir die profeet sê, ek wil vir die Here 'n huis bou. Dieselfde nag, sê die Here vir die profeet, sê vir Dawid, hy gaan nie. Toe hierdie gesprek plaasgevind het, was God daar. Hy is oral. Hy het dit gehoor. Hy sê, ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee, my oog sal op jou wees. Daar staan, vir 'n verskillende vertaling saamgevoeg, ek wil jou bewustelik onderrig. Jy moet gedurig wees wat ek vir jou sê. Gedurig. Ek wil jou bewustelik onderrig en jou aanhoudend leer, soos waters wat vloei, hoe jy moet lewe. Ek sal jou raad gee volgens my oog, volgens hoe ek jou pad sien. Sien jy, nie meer soos jy dink nie. Ek wil jou raad gee volgens hoe ek jou pad sien. Wat het die Here vir my in gedagte? Voorspoed, seën, 'n gelukkige lewe, 'n vervulde lewe, 'n lewe wat eendag uitloop op die hemelstad. Hy ken die pad vooruit en wat sê hy vir my? Hy sê, ek wil jou raad gee, want ek ken die pad en my oog is op jou en ek wil jou op hierdie pad hou. Maar dan moet jy my ken en al jou weet. Bid oor alles, ontwikkel 'n gebedslewe. Verdra my as ek van myself praat. Here het my vroeg geleer om te bid. Toe ek het my pa hoor bid, 5 uur die môre. Elke môre het ek hom hoor bid. Lees hy sy groot Bybel en hoor ek hy sing terwyl hy vuur maak in die koolstoof. Maar ek was maar 'n kind. En toe die Here my red, het hy dit in my hart gebring om op te staan, om te bid. Om myself te dissiplineer.
Nou, ek het nie daai tyd geweet, ek was nie in 'n Pinksterkerk nie, so ek het nie geweet van, vra die Heilige Gees om jou wakker te maak nie. So ek het die wekker gevra om my wakker te maak. Hy was baie keer baie ontydig. Ek wou nog slaap, maar hy sê, op is jy. So het ek begin bid. En ek vertel het vandag grappinderwys. Maar net oor die paar dae wat verby is, en ek bid en ek dink daaroor. Al was dit baie keer dwaas, het God gesien dat ek 'n begeerte in my hart het om hom te soek. En ek het altyd vroeër begin opstaan. Ek het maar die dag baie keer gesukkel om wakker te bly. Maar ek het vroeër begin opstaan. Eers 5:00, 4:15, toe al 4:00, 3:30, 2:30, 2:30. 2:00 was die vroegste. Maar ek is so moeg, want ek gaan slaap altyd laat, 11:00, laat. Vat ek my Bybel, en ek skryf nog maar al my lewe in my Bybel, vat ek my Bybel en 'n pen, en dan sit ek daar een kant, dan vat ek die Bybel, en dan begin ek sê, wat sal ons dan van hierdie dinge sê, so boef van die bank af. Daar lê die pen, en daar lê die Bybel. Helder wakker. Het ek daai Bybel, nou lees ek met oortuiging. Wat sal ons dan van al hierdie dinge sê? Sal ons in die sonde bly, die genade meer word? Maar weet julle wat? Môreoggend was ek weer daar. Ek het nie môreoggend 'n verskoning gesoek om te sê, die Here sal verstaan dat ek laasnag min geslaap het nie. En ek het my lewe lank hard gewerk. Ek was my lewe lank 'n bevelvoerder. Ek het in die nagte opgestaan. Ek het gewerk. Maar ek het dit nie as 'n verskoning gesien nie, want daar was iets in my hart wat gesê het, as jy God wil ken, moet jy hom soek. God is oral, maar as jy wil ken, moet jy hom soek. Hy word nie op 'n skinkbord aangebied nie. Die Bybel sê in Lukas 11, soek hom, jy sal hom kry. Klop, hy sal vir jou oopmaak. En ek het nie geweet hoe nie, maar een ding het ek geweet, ek soek God. En ek het aangehou en aangehou en aangehou, en toe leer die Here my vas. Toe vas ek en ek vas, en ek het vir al die dik ouens gesê, kom ek het vir jou dieet, en as jy by my in die kantoor kom en sê, wat is die dieet? Ek sê, is 'n wonderlike dieet, jy op moet eet. Almal het hierdie kweperkyk gekry. Baie min mense is bereid om te vas. Kom ek net iets sê oor vas. Vas maak jou siel skoon. Vas breek die mure tussen jou en God af. Vas maak jou gees so skerp soos 'n lem. Vas bring die gees, die krag van die gees van die Here in jou lewe. Vas bring die onderskeiding van die Here. Jy weet wat jy nie weet nie. Vas maak jou 'n ander man en vrou van God onverskrokke. Want jy weet, God is vir my, wie kan teen my wees? En die Here het my geleer om te vas. Eerstens was dit baie swaar. Ek het bietjie begin. Toe bring die Here my by 'n plek, as ek in die straat stap, en hulle braai so wors by hoek, en dan ryk dit vir my so mieliestrom. Maar elke keer as ek klaar gevas het, het ek gesien dat God se krag toeneem, en die begeerte na die Here meer word. Ons het met gees te doen. Kinders van die Here, ons het met gees te doen. Dis nie 'n vleesaksie nie. Ons moet die vlees onderwerp. Ons lyfies wil altyd hê wat ons wil hê, want ons is aan hierdie wêreld gewoon. Maar ons moet ons gees onderwerp. Ons moet ons vlees onderwerp. En na mate jy God begin soek, onderwerp jy, domineer die vlees. Jy sê, shut up, ek bid nou. Dan slaap jy sommer terwyl jy bid. Leer om 'n kweke gebedslewe aan. En leer om met God in alles te praat. Lewe 'n lewe van gebed. Jy sal jou verbaas hoe gou die Here jou op 'n plek bring waar jy nooit gedink het jy sal kom. Gebed. En ek wil weer sê wat ek aan die begin gesê het, moenie dink. Moenie een oomblik dink. As jy nie bid, sal dit van self gebeur. Dit sal nie gebeur. Dat jy moet 'n gedissiplineerde besluit neem. Miskien moet ek nog 'n voorbeeld gebruik. Hoekom is dit so, dat hier kom werk soveel mense by 'n maatskappy? Hulle begin gelyk, maar geleidelik begin van hulle uitkristalliseer. Ek het ander dag vir jong mense gesê, dis om 'n bord te vat, en sout daarin te gooi en die sout op te los. Dan sit jy die bord in die son. Die meeste sout verdamp. Maar 'n bietjie van hy sout vorm kristalletjies oral. Dis vir hulle wat jy kan gebruik. In hierdie maatskappy word 50 mense ingeneem. Selfde voorwaardes, hulle doen dieselfde werk. Maar die bestuurder hou sy oog op almal wat hier werk.
En op 'n dag sê hy, maar ek moet een van hierdie manne bevorder, hier's 'n bestuurderspos. Wat doen hy nou? Hy kyk oor hulle, hy sê, aha, Jannie is altyd eerste hier. Jannie is altyd laaste om te loop. Jannie kla nooit, hy is altyd bereid om die ekstra myl te loop. O, hy is altyd beskikbaar. Dis die man wat ek moet aanstel. In God se koninkryk werk dit net so. Ons word gered, duisende van ons. Duisende van ons. Ons word almal gemeng met water. En almal beland in die son. En party besluit is makliker om te verdamp. Maar as ander wat sê ek sal die son se hitte vat. Ek is 'n diensknegt van God geword. Ek sal dit doen. Ek sal gedissiplineerd wees. Ek sal opstaan. Ek sal bid. Ek sal die woord lees. Ek sal God soek. Ek sal 'n deurbraak na die Here toe soek. Ek sal 'n verskyning van die Here aan my soek. Ek sal aanhou en aanhou en aanhou. Dit mag soms dom klink, maar op 'n dag gebeur dit so. Dit bring jou by 'n plek waar jy nooit was nie. Jy sal nooit weer terug verlang nie. Jy sal nooit weer nie. Daar iets is in my lewe waaroor ek baie spyt is, dat ek nie meer gebid het nie. Meer gebid het. Kinders van die Here. Hoe raak ek? Hoe keer ek dat ek weer in die wêreld gelykvormig word? Ek word Jesus gelykvormig. Jou liefde vir God. En dit kom deur toewyding, nie deur werk om gered te wees, ons gered het genade. So ek doen nie werk om die Here te please, ek kan hom nie please. Kan ek God please, die Almagtige, wat die aarde so kan wegskiet? Kan ek iets doen wat hom beïndruk om my punte te gee? Nee, maar ek kan iets doen dat hy sê, that's my boy. Kan my kind iets doen om by my te verdien 1000 maal? Nee, maar hy kan my hart 1000 keer steel deur sy arms om my te sit en sê, hy is die beste pa daar is. Hy kan niks by my kry deur verdienste nie. Maar sy liefde kan maak dat ek sê, ek sal vir jou meer gee as wat jy ooit gedroom het. God wag om vir jou meer te gee as wat jy ooit gedroom het. Ooit. En ek wil dit nou die politici het altyd sê, ek wil dit vanaand kategories verklaar. Ek het altyd in die parlement gehoor, as hulle indrukwekkend word, dan sê hy, meneer die speaker, ek verklaar vandag kategories. Dink ek, watter kat? Maar teen hierdie hoë woord waar hy sê, dis afdoende, dis afgaan, dis eintlik soos amen. Ek wil vanaand kategories verklaar. As hier van julle is wat vanaand hom of haarself bereid verklaar, en nie vir my te sê wanneer jy doen nie, sê ek gaan 2 ure per dag van nou af van gebed deurbring. Dis maklik, jy staan net in die nag op en bid jy 2 ure, of bid 1 uur in die oggend en bid 1 uur in die aand. Ons het almal meer as genoeg tyd. Almal offer net ietsie op. Sit net days of your life uit jou life. En haal die demoon genoot, berm onder die bank tot jy dag gebid het. Dat jy hom nie kan sien, dat hy jou kan versoek nie. Maar doen enige iets. Doen enige iets om naby God te kom en gedissiplineerd het. Jy sal dit nooit berou nie. Jy gaan voorspoedig wees, jy gaan kragtig word in die Here en dit stop nie daar nie. Ek wil net dit sê, dit stop nie daar nie. Ek was jong en ek het oud geword. Sê die psalmdigter, en nooit het ek die regverdige verlate gesien of dat sy nageslag brood soek. Wil jy hê dit moet met jou kinders goed gaan? Wil jy hê, jy moet weet die dag as jy hier uitwoon, hulle is versorg, hulle sal nooit brood soek nie. Tot vanmorgen hoor 50% van ons landse mense is arm. Baie leef onder die brood.